80% van al jou siektes kom van emosionele goed in die verlede. Weet 'n vrees vir hoogte. Dit voel letterlik asof die aarde jou intrek soos 'n magneet. 'n Vrees vir pyn, 'n vrees vir weerlig. As die weerlig slaan, as jy onder die bed, trek die gordyne toe, gooi 'n laken oor die spieël en jy haal die Bybel uit. Vrees vir weerlig. Vrees vir mense. Jy wil nie eers bid vir mense nie. Vrees vir bloed. Vrees vir water. Ou stap by kantoor in die jare terug. Hy is so 10 jaar ouer as ek. Hy sê, weet jy Louis, as ek al koue water vat, dan hoes ek. Ek dink dis nou en aardig. En na tydjie sê hy, weet jy, nou weet hy waar dit begin. Hy sê toe hy klein was hulle op 'n plaas, daar was 'n bruiloft, daar was wyn op die tafel, hy dogter skooldrank. Hy gooi vir hom 'n hele glas vol wyn en hy drink die goed. Die goed tas hom aan. Hy stap op daardie erf rond en hy val binne in 'n beeskrib wat toe is onder die ys. Hy's besig om te verdrink in yskoue water. Elke probleem het ergens 'n beginpunt. Dit help nie spreek die probleem aan nie. Dit help nie spreek jou man aan oor sy drankmisbruik nie. Kom by die wortel uit. Vrees vir klein plekkies. Vrees om te praat, vrees vir die donker. Is daar so iemand? Hulle is gewoonlik op 'n Sondag aand by die huis. Vrees vir siektes. Vrees dat jy ook gaan kanker kry, net soos ouma Grootjie. Vrees vir diere, honde wat byt. Is daar so iemand? Ek wil vanaand vir jou een van die eerste geestelike wette leer. Dit wat jy voor bang is, gaan met jou gebeur. Sê vir jou maat. Dit waarvoor jy bang is, het reeds met jou gebeur. Ek wil jou verseker, as jy vrees het vir honde wat byt, word jy elke skoot gebyt, al is jy tussen 'n klomp mense. Hy kom na jou toe. Vrees kom altyd terug. Dit wat jy vrees, het gebeur en gaan gebeur met jou. 'n Geestelike wet. Vrees vir vreemde mense, vrees dat jy gemolesteer gaan word, vrees dat jy aangeval gaan word, vrees dat jy probleme gaan optel. Vrees vir mislukkings. Weet 'n vrees vir mislukkings? Vrees vir finansiële ondergang. Jy gee nie eers jou 10de nie, jy is te bang om te gee. En Satan beroof jou van die seën van die Here. Vrees vir konflik. Jy is dalk die platplek. Sê niks. Dan is daar niks. Vrees vir die dood. Stres en gepaarde simptome. Kom ons kyk na die simptome van iemand wat vrees het. Ek bring die woord stres en stres is normaal. As jy vanaand 'n leeu instap, kan ek jou verseker, baie van ons gaan taamlik gestres raak. Dis 'n normale situasie. Dit begin met die pituitêre klier wat dadelik 'n chemiese stof afskei, wat dadelik na die hart toe gaan en die hart begin vinniger te klop. Jou longe begin vinniger asem te haal. Die bloed word verwyder van die veloppervlakte, dit versamel op die spiere en dit gee vir jou geweldige krag om die leeu aan te val of om spore te maak. Dis 'n normale situasie. Stres is normaal. Stres is 'n meetinstrument van jou vrees. As ek jou vreesvlak wil meet, doen ek 'n stresontleding op jou. Maar ek verstaan, as jy altyd gestres is, gaan jou liggaam ingee. Ek weet van 'n groot wildjagter. Die ouens hier om, die Amerikaners hier om leeu's te gaan jag. Die randdollar was goed geweest, so hy besef, hy moet nou skep terwyl hy kan skep. En hy vat die ouens op 'n leeujag op Oldhuis se wêreld toe. En waar hulle stop is die Amerikaners uit met hulle gewere, mik die kant toe, mik daardie kant toe. En dit is 'n taamlik 'n stresvolle situasie vir die groot wildjagter. Hy sê, manne, hy sê bedaar asseblief. En hulle kom in Oldhuis waar die leeu's nog is. Hy sê, goed, slaan julle die kamp op. Hy stap so uit die kamp uit om te kyk hoe lyk die jagveld, en skaars 5 meter uit die kamp, kry hierdie geweldige groot leeuspore, vars leeuspore, en hy sit om en verwonder aan die grootte van die leeuspoor, en die volgende oomblik kom daar 'n leeuwelpie onder die bos uitgehardloop, en die volgende oomblik storm hierdie leeuwyfie hom. Nou het hy geweer by hom nie, so hy besef as hy kamp toe hardloop gaan die Amerikaners hom raak skiet, so hy hardloop die veld in, en in Oldhuis se wêreld kry jy nie hoë doringbome nie, en 'n leeu haal jou uit 'n bos uit 'n doringboom uit. En hierdie ou handhaaf 'n hoë snelheid, jy kan verstaan met die leeu.
hier agter hom. En hy sien in die verte staan daar 'n bloekomboom. En hy kom tamelik vinnig nader aan die bloekomboom toe. Maar hy sien daar's geen horisontale takke nie, en hy besef, as hy teen die boom moet uitklim, gaan die leeu hom afgryp. Maar hy sien 'n tak omtrent 2 keer hoër as die gebou, en hy besef, as hy daardie tak kan spring vir daardie tak, gaan hy dit oorleef, en hy spring vir die tak, en hy mis die tak. Maar met die afkoms dan gryp in die tak vas. Dis nou stres in aksie.